His love brings suffering, Lord, I will remember what Calvary has bought for me, both now and forever. Let's sing it. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Kom ons aanbid die Here net so bietjie. Vader, ons aanbid U, want U is waardig om aanbid te word. Dankie vir U liefde vanmôre, Here, want U is goed. U is Here. U is die Here van die leerskare. Here, in my hart is daar 'n blydskap na U toe, want U is waardig om geprys te word. U is waardig om geloof te word. En my hart wil van blydskap uitsing om te kan sê, Abba Vader, wie kan lief hê soos U? U is die koning van die konings en U is die Here van die leerskare. Daar is niemand soos U nie. Here, dankie dat ons weet ons is gered deur die bloed van die lam. En ons het genesing gekry deur die bloed van die lam. En ons het oorwinning gekry deur die bloed van die lam. En ons het vryheid in Christus gekry deur die bloed van die lam. En dankie Here dat ons vanmôre kan sê, daar is hoop
hoop vir ons, daar is hoop vir Suid-Afrika, daar is hoop vir hierdie planeet, daar is hoop vir elke huwelik, daar is hoop vir elke persoon vanmôre, want daar is niemand soos U nie. Kerk van die Here, kom ons gee die Here net 'n lofoffer in hierdie plek. Halleluja! Prys sy groote naam. Halleluja! Prys die Here. Baie dankie. U kan U sitplekke neem. Stadig maar seker na die vakansie en toe die ander mense wat nou nie meer kinders in die skool het nie, besluit dan gaan hulle na die vakansie gou op vakansie en sien ek ons mensies begin nou een vir een weer terugkom. Nou in beide hierdie blokke sit mense wat by die kus was in gedurende hierdie tyd. In hierdie blok is daar klagtes, daar was nie vis by die see nie. En in hierdie blok het iemand teruggekom en gesê ek het omtrent elke dag 'n vis gebraai wat ek gevang het. So nou hoe nou? Ek dog die see is vol visse. Ons is bly julle het dit geniet en julle is terug en mag julle weer gebless word om weer so 'n geleentheid te hê om te kan gaan en party het met daai 64-0 teruggekom tussen die twee blokke van die KwaZulu-Natal af. Ek lees saam met my daar uit die boek Exodus en ons gaan lees van die hoofstuk 12 van verse 3 tot 14, Exodus 12 van verse 3 tot 14 en ek gaan vanmôre met die gesels oor dit gaan alles oor Jesus. Kan ek amen kry? Dit gaan alles oor Jesus vanmôre. Exodus 12 vers 3 tot 14 sê, spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem, volgens die families, 'n lam vir 'n huisgesin. Maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletaal, na wat elkeen gewoond is om te eet, moet julle die getal op die lam bereken. Julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie, van die skape of van die bokke kan julle dit neem. En julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand, en die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die twee deurposte en aan die bodrempel aan die huise waarin hulle dit eet. En hulle moet die vleis dieselfde nag eet. Sê saam met my, dieselfde nag eet. Die offervleis, hulle moet dit eet. Ok, daar's 'n revelation wat ek vir jou wil gee. En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai, saam ongesuurde brode moet hulle dit met bitter kruie eet. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is en as dit in water gaar gekook is nie, maar oor die vuur gebraai, die kop en die potjie saam met die binnegoed. Julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die môre toe nie, maar wat daarvan tot die môre oorbly, moet julle met vuur verbrand. En so moet julle dit eet. Julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete en julle staf in julle hand. Baie haastig moet julle dit eet. 'n Pasga van die Here is dit. Want ek sal in hierdie nag deur Egipte land
Want ek sal in hierdie nag deur Egipte land trek en al die eersgeborenes in Egipte land tref, van mense sowel as van diere, en ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte, ek die Here, maar die bloed sal vir julle teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sê saam met my, as ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan, en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees, wanneer ek Egipte land tref nie. En hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees, en julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Julle moet dit in julle geslagte as 'n ewige insetting vier, tot sover die Here seën sy geleesde woord. Dit gaan alles oor Jesus. Egipte spreek van sonde, slawerny, ingebondenheid. Dit spreek van dat dit basies in geperk is en daar is nie vryheid nie. Maar God het 'n plan met Israel en hy sê vir hulle, ek wil hê julle moet 'n lam vat. Ek wil hê julle moet hierdie lam gaan slag. Ek wil hê julle moet hierdie lam se bloed gebruik. Ek wil hê julle moet hierdie lam eet. En ek wil hê julle moet hierdie lam deel met die bure. Volgens die sieletaal, julle moet hierdie lam gebruik en deel. Jy sien vanmôre, die lam is 'n skadu na die werk van Jesus Christus, wat hy vir ons gedoen het in die Nuwe Testament. Amen. Ons sien in hierdie geleesde gedeelte dat die bloed van die lam het huisgesinne gered toe die vloek hulle getref het. Toe die vloek hulle tref, was daar bloed gesmeer en die Here het sy belofte gehou en hy het gesê, as ek dan bloed aan hierdie deurkosyne vind, gaan ek daai huis nie inkom nie, net so as die Here die bloed wat ons op onsself bring, sy bloed, kan die mag van die vyand nie toetree nie, want dis die teken dat ek en jy is verlos deur die bloed van die lam. Amen. Prys die Here. Ons sien dat Vader elke huisgesin opdrag gegee het om met die bloed van die lam of bok te werk, om gespaar te bly van die dood. Die lam moes geëet word. 'n teken van hulle moes die redding en verlossing inneem vir innerlike krag en sterkte. Amen. Die lam moes gedeel word met hulle bure. As die ander een nie een gehad het nie, moes hy daai lam deel, sodat die ander huis ook kon hê en deel uitmaak van hierdie kosbare lam, wat Israel kon vrymaak van die Egiptiese vloek. Egipte vanmôre beteken dat daar is aanslae. Egipte beteken dat daar is bindinge. Egipte beteken dat daar is dinge wat jou wil vashou. Maar die Here sê dat dit gaan alles oor my, dat jy kan vry wees, dat jy in vryheid kan uitleef. Dit gaan alles oor my, dat jy die ewige lewe kan beerwe. Dit gaan alles oor my, dat daar redding oor vir jou huis kan wees. Dit gaan alles oor Jesus vanmôre. Amen. Die lam moes geneem word sodat geen onheil kon tref nie. Jy sien vanmôre dat selfs het Vader het selfs die perfekte lam gekies, sy eniggebore seun Jesus Christus. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehaat, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar
die ewige lewe kan hê. Amen. So die Here, ons Vader het gestap en hy het die perfekte lam gekies vir my en vir jou en vir die wêreld. Ons elkeen het nou ons eie keuses om te maak. Wil ons die lam Jesus Christus aanvaar? Wil ons die lam Jesus Christus in ons lewe hê? Wil ons saam met hom aan die tafel kom sit, die lam wat geslag is vir my en jou? Ek wil vanmôre vir jou sê, want Jesus maak nog steeds saak. Sê saam met my, Jesus maak nog steeds saak. Hy maak saak vir Suid-Afrika. Hy maak saak in jou gebrokenheid. Hy maak saak in jou besigheid. Hy maak saak in jou huwelik. Hy maak saak in jou siekte. Hy maak saak vanmôre, want hy ryk nog en doop nog met sy Heilige Gees. Halleluja. Jesus maak saak vanmôre. Ek wil vir u sê vanmôre, hy maak saak vir elke dwelmverslaafde. Hy maak saak vir elke drankverslaafde. Hy maak saak vir elke seksuele onreine gedagte. Hy maak saak vir elke misdadiger. Hy maak saak vir elke sondaar. Hy maak saak vir elke siekte by die naam, want hy is die naam bokant elke naam, want Jesus maak saak. Halleluja. Hy maak saak vanmôre. God will change your mess into a message this morning, and your test into a testimony. Hallelujah. Your mess will change into a message, your test into a testimony. It is not time to give up. It is not time to leave. It is time to stand up and say, Jesus matters, and it is all that matters, that we can live free in the name of Jesus. He is our Yehovah Rapha. He is the El Shaddai. He is the God of gods, the Prince of Peace. Jesus still matters. Hy maak saak. Halleluja. Hy maak saak sodat ek en jy lewe in oorvloed kan hê. Die bloed moet, sê saam met my, die bloed moet gebruik word. Met ander woorde, Jesus het aan die kruis sy bloed gegiet, het aan die kruis sy bloed gegee. Maar nou moet dit gebruik word. Nie wanneer jy so voel nie. Nie net wanneer jy in die moeilikheid is nie. Nie net wanneer jy siek is nie. Die bloed moet gebruik word. Eksodus 12 vers 7 sê, en hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bodrempel. Dit was nie alleen genoeg dat die bloed van 'n lam moes vloei in Eksodus nie. Dit was nie net genoeg dat die bloed van 'n lam of 'n lam geslag was nie. Hulle moes die bloed vat en hulle moes die bloed smeer aan hulle deurkusyne. Die gevaar van die kerk is en Christene is, hulle word gered deur die bloed van die lam, maar daar bly hulle saligheid. Hulle moet die bloed neem en hulle moet met die bloed begin werk. Hulle moet die bloed begin aktiveer. Hulle moet die bloed pleit. Hulle moet die bloed oor hulle sit en sê, Here, vandag staan ek onder die bloed van die lam. Vandag sal ek gered word deur hierdie Christus, deur die bloed van die lam en deur die woord van my getuienis. Dit was nie alleen genoeg dat die bloed net gevloei het nie. Jesus se bloed het gevloei, ja. Het verlossing gebring, ja. Het oorwinning gebring, ja.
Maar die kerk van Jesus Christus, ek en u, moet met hierdie bloed werk. Ons moet by die tafel kom sit en dit geniet. Die bloed moes in Exodus 12 vers 7 in opdrag van die Here gebruik word. Die bloed van Jesus Christus moet gebruik word. Amen. Dit moet gebruik word, dit moet uitgedeel word. Die bloed van die Here kan nie net by die offer bly nie. Die gelowiges moet dit vat en dit moet gebruik word, want Jesus maak saak. Jy sien, die bloed moes in elke huis toegepas word, gaan smeer het aan julle deurkosyne, dat ek verby kan gaan, dit spreek woordelik, dat die onheil verby kan gaan, dat die dood kan verby gaan, dat die misdaad verby kan gaan, smeer en blyk die bloed van die Here, aktiveer dit elke dag om jou lewe, om jou voertuig, en sê, Here, ek weet, dat u bloed is nog steeds kragtig, luister mooi, wanneer die kerk van die Here nie net getuig van bloed wat gevloei het nie, maar getuig en sê dat ek werk met die bloed, ek aktiveer die bloed, dan vlug die Satans mag, die demoniese mag vlug, hy hou niks van die bloed van die Here nie, want dit was die bloed wat hom totaal en al vernietig het. En hom as die verloorder geplaas het, die vyand. Jy sien vanmôre, die bloed van Jesus het gevloei, elke binding gebreek, elke vloek en elke siekte, maar ons het steeds 'n verantwoordelikheid. Pas die bloed in jou lewe toe vanmôre. Lewe die bloed, gebruik die bloed, spreek die bloed, aktiveer die bloed, leef die bloed weerstaan elke Satansmag. Amen. Hebreërs 9 vers 22 sê die tweede gedeelte van die vers sê, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Die bloedvergieting het gevloei, maar nou moet ons dit vat sodat daar vergifnis kan plaasvind. Amen. Jy sien vanmôre, die lam moet geëet word. Sjoe. Jy sien, Exodus 12 vers 8 sê, en hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, sê saam met my dieselfde nag. Oor die vuur gebraai saam met ongesuurde brode moet hulle dit met bitterkruie eet. Hoor mooi wat ek sê, en hulle moet die vleis in dieselfde nag eet. Daar is tye wat aanbreek in 'n Christense lewe waar dit nag is om hom, waar dit donker is om hom, waar die geloof getoets word om hom en haar, waar dit nag is, waar dit donker is, waar dit net moeilikheid op moeilikheid is, waar dit siekte is, en wat kan nog gebeur, en hoekom nog gebeur, wat gaan nog gebeur, en kan nog in 2025 gebeur, in die nag, die liggaam van die Here moet in die nag geëet word, moet in jou donkerste uur geëet word, want die bloed het klaar vir daai krisis gevloei, die bloed het klaar vir daai probleem gevloei, die bloed het klaar vir daai siekte gevloei, nou eet aan daai liggaam, eet dit en sê, Here, versterk my in die donkerste nagtelike uur, met krag en innerlike sterkte vanmôre, ek sal aan die woord van die Here kom sit, halleluja. Kom aan kerk, is daar iemand wat vanmôre kan sê, amen, ons staan net gou op ons voete, en ons sê net dankie Here vir die bloed, we gaan hom net dankie sê gou vir sy bloed, we gaan hom net dankie sê vir sy krag, we gaan hom net dankie sê, dat hy vir jou verlos het, van die bloed, en jou sê innerlik sterk, sê vir jouself, Here maak my innerlik sterk, ek neem u in vanmôre, dankie Here, baie dankie, u kan die sitplekke neem, dankie Jesus. Jy sien, ons is soms net gefokus, pleit die bloed of aktiveer die bloed om ons. Maar ons kom nie werklik altyd by die punt in 'n donker,
krisis, nagtelike tydperk, om te sê, ek eet ook daarvan nie. Ek bly die bloed, ek aktiveer die bloed, maar ons eet nie noodwendig altyd in hierdie liggaam nie. Ons versterk ons nie altyd noodwendig aan hierdie liggaam van Jesus, die lam, geoffer vir ons nie. En die Here sê vanmôre, kom sit aan my tafel en kom eet van my. Eet van my. Dit het die volk nie net deel gemaak van die bloed nie, maar ook innerlik versterk teen die liste van die duiwel. Want innerlik voel mens soms bitter. Innerlik voel mens soms hartseer. Innerlik voel mens soms bekommerd. Innerlik voel 'n mens soms van, waar gaan die uitkoms van hierdie donker nag kom? Innerlik, ja, ek het die bloed geaktiveer en ek weet, Here, die bloed het gevloei en ja, ek weet, Here, maar innerlik is daar 'n struweling in my gees. En dis hoekom hy gesê het, eet van die lam in jou donkerste nag, in jou donkerste krisis. Eet van my. Jesus se bloed is tot ons beskikking, maar ons moet ook deelneem aan sy vlees wat geoffer is en dit eet. Dit maak ons innerlik sterk. Dit beskerm ons teen die liste van Satan innerlik. Dit help my en jou dat ons kan opstaan en kan sê, Here, my geloof word weer gebou in 'n donker, nagtelike krisis. Johannes 6 vers 53 tot 56 sê, en Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. As ek en jy nie by die tafel van die Here kom sit vanmôre en dit deelneem daaraan nie, en so dikwels daaraan kom sit nie, dan is die lewe besig in ons om uit te sterf. Die lewe wat hiervan gepraat is daai innerlike krag in ons. Gebruik jy net een keer 'n maand nagmaal wanneer dit nagmaal is, die sakrament van die Here, of is dit 'n instelling om daagliks by die sakrament van die Here te sit en te sê, Here, innerlik versterk my, innerlik red my, innerlik gee my moed. Amen. Hy sê, hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom opwek in die laaste dag, want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Kom aan kerk, kan ons net vir die Here 'n gelieflike lofoffer gee vanmôre. Prys die Here. So dit is nie net alleen dat ons net elke dag, ek aktiveer die bloed en ek aktiveer, want jy kan so baie aktiveer dat dit ook sinneloos vir jou begin raak, met alle respek. As jy nie ook tyd maak om die liggaam te eet nie. Amen. As jy ook nie by die tafel van die Here Jesus Christus kom sit nie. Die sakrament van die nagmaal is die bewys en verklaring, jy het die lam Jesus aanvaar, jy leef in hom, en hy leef in jou. Nou kan ek sê, God can change my mess into a message, and my taste into a testimony. Amen. En nou kom hy en hy sê, die lam moet gedeel word. Sê saam met my, die lam moet gedeel word. Met ander woorde, Jesus moet gedeel word.
Hy moet gedeel word. Hy sê in Exodus 12 vers 4, maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletaal, na wat elkeen gewoond is om te eet, moet julle die getal op die lam bereken. Ek wil vir u sê vanmôre, broer en suster, die evangelie is vir almal. Nie net vir sekeres nie. Is vir almal, elke volk, nasie en taal. Die evangelie is vir almal gegee. Amen. Ons het 'n verantwoordelikheid. Ons moet Jesus deel, want alles gaan oor hom. Ek is nie gered van die hel omdat dit oor my gaan nie. Ek is gered van die hel omdat die Here my so lief gehad het. Nie omdat ek bang was vir die hel nie. Ek is nie gered omdat ek uit vrees uit gered is nie. Ek is gered van die hel omdat ek uit liefde uit gered is. Amen. Ons moet Jesus deel, want alles gaan oor hom. Ons kan nie selfsugtige Christene wees en ons evangelie net vir onsself hou nie. Die evangelie is vir almal. En ons kan nie die evangelie gebruik soos dit ons self pas nie. Ons moet die evangelie gebruik soos dit hom pas. Die evangelie moet gedeel word. Die evangelie moet uitgedeel word. Die evangelie moet na jou buurman gevat word, moet na daai verlore vriend gevat word, moet na daai verlore familielid gevat word, moet na daai verlore kinders van jou gevat word. Die evangelie moet na daai verlore ouers van jou gevat word. Die evangelie moet uitgevat word. En nie net tussen hierdie 4 mure bly nie. Die evangelie moet uitgevat word, want Jesus maak saak. Amen. Romeine 1 vers 16 sê die volgende, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat dit glo. Eers vir die Jood en ook vir die Griek. Ek skaam my nie oor hierdie evangelie nie. As jy skaam oor die evangelie, dan is jy besig om te compromise. Ek gaan vriende verloor. Ek gaan dalk miskien 'n paycheck cut kry, want dit gaan ons nou net oor almal my baas se vriende. God sal vir jou sorg, maar skaam jou nie vir die evangelie van Christus nie. Skaam jou nie vir jou kerk nie. Skaam jou nie vir jou kerkdienstye nie. Skaam jou nie daarvoor nie. Want dit gaan alles oor Jesus. Hier is die draaipunt. Jesus was bereid, omdat dit alles oor hom gegaan het, om sy lewe te gee vir 'n ganse wêreld, omdat dit oor hulle gegaan het. Ek gaan dit weer sê, Jesus was bereid om sy lewe te gee aan die kruis, oor wie dit gegaan het, tot vandag toe nog, vir 'n ganse wêreld, omdat dit oor hulle gegaan het, sodat hulle gered kan word, van die Satansmag en die helse vlamme. Is daar iemand wat kan sê, dankie Here, dankie Here, dit gaan oor u, want u het gesien, dit gaan oor ons, wat gered moet word. Dit gaan nou oor u, want u het gesien, dit gaan oor ons, wat uit liefde uit gered moet word. Ek sien die evangelie is net vir sekere groep mense met statusse en hoë profiele en wie ook al nie. Die evangelie is vir die kleinste tot die oudste. Die evangelie is van die armste tot die rykste. Die evangelie is van die minder status tot die grootste status. Die evangelie is vir almal.
Want as jy Jesus verloor het, het jy alles verloor. En as jy Jesus behou het jy alles behou. Daarom sê Johannes 1 vers 29, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Johannes 1 vers 29, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Dink by jouself, hoe sou ek en jy gelyk het vandag? Hoe sou ek en jy gelewe het? Hoe sou die wêreld gewees het? As daar nie 'n Jesus was aan die kruis van Golgotha nie. Dink hoe jou lewe sou wees sonder Jesus. So daarom wil ek jou uitnooi, dink by jouself, wie om jou het nog nie Jesus ontvang nie? Deel die verlosser. Neem die verlosser na hulle toe. Wie om jou by die skool, wie om jou by die werk, wie om jou in jou huis, wie om jou in jou familie, wie om in jou vriendekring, het nog nie Jesus ontvang nie. Deel die verlosser. Deel die geneesheer by 'n siekbed, liewe vriende. Deel hom. Gaan breek die brood van die Here by 'n siekbed. Deel Jesus waar dood is, vertroosting, waar trane vloei van 'n geliefde wat afgesterf het. Gaan deel die liggaam daar, sodat daar troosting kan wees om te sê, daar sal weer 'n ontmoeting wees. Die kerk, die liggaam van Jesus, het stil geword met die liggaam van Jesus. As ek en jy sê, ons is die liggaam van Jesus Christus, hoekom deel ons nie die liggaam van Jesus nie? As ek en jy sê, ons is die liggaam van Jesus, hoekom gaan werk ons nie met hierdie liggaam nie? Daarom het hy gesê, gaan deel die lam uit, gaan deel Jesus uit, gaan share dit, deel dit uit, sodat meer mense deel kan word van hierdie lam, Jesus Christus. Deel Jesus waar behoeftes is. Deel Jesus ongeag of jy skaam gaan kry, of jy moedeloos gaan wees, of iemand jou deur die gesig gaan klap, of iemand jou op gaan tel en jou voete so in die lug gaan hang en hy sit jou weer neer en sê, kom ons gaan sit, vertel my van die Here. Hy wil jou een oomblik gewek het, die volgende oomblik sê vir jou, kom sit, vertel my van die Here. Deel Jesus. Skaam jou nie oor die evangelie nie. Dit gaan alles oor Jesus, amen. Vader het Jesus gegee en ons moet hom neem, gebruik en innerlik inneem. Sy bloed is op ons geplaas, daarom kan ons ook daarin lewe. Ons voed ons gees in hom om deel te wees aan sy sakrament, die instelling van die nagmaal. Kom ons deel Jesus daar waar seer, nood, bitterheid, siekte, verslawing en uitdagings is, want die toegang tot die ewige lewe gaan oor Jesus. Ons genesing gaan oor Jesus. Ons innerlike krag gaan oor Jesus. Vryheid en die breek van demoniese magte gaan oor Jesus. Bekering van sondaars gaan oor Jesus. Jou genesing gaan oor Jesus. Jy en ek is hier vanmôre omdat dit oor Jesus gaan. Kom ons staan op ons voete. Halleluja. Kom ons gee die Here 'n lieflike lofoffer. Dit gaan alles
oor Jesus. Dit gaan oor hom vanmôre, nie oor my nie, nie oor jou nie, nie oor hierdie kerk nie. Dit gaan oor hom vanmôre. Here, ek bid dat meer mense gered sal word en dat mense gehoorsaam sal word om Jesus te gaan uitdeel. Here, ek is nie 'n evangelis nie. Jy hoef nie 'n evangelis te wees nie. Nooit is daar gesê jy moet 'n evangelis wees om iemand te gaan vertel van die evangelie nie. Wees net gehoorsaam en die Here sal jou seën. Amen. Prys sy groot naam. Amen. Kom ons gee die Here weer 'n lieflike lofoffer. Want dit gaan oor hom. Halleluja, moet hom nie afsit nie. Ja, sy, prys die Here. Kom, jy kan die sitplekke neem. Ja, halleluja, ek gaan vra met wie daar gereël is. Kom staan by my by die nagmaaltafel asseblief. Prys die Here. Halleluja, ons sit vanmôre aan die tafel van die Here Jesus Christus. Oor die eenvoudigste rede, hierdie tafel is nie gedek deur my of deur enigiemand nie. Op hierdie tafel is vanmôre Jesus. As jy vanmôre na hierdie liggaam kyk wat jy gaan gebruik, dan moet jy lewe sien. Jy moet liefde sien. Jy moet genesing sien. Jy moet die grootste smile sien, want sy hart klop vir jou. Sy hart klop vir jou. Vir jy aan hierdie tafel vanmôre kom sit, sê die Here, ek sien jou raak. Ek sien jou siekte raak. Ek weet wie jy is. Elke haar op jou hoof is getel, want jy is my koningskind. Jesus het die brood geneem, hy het dit gebreek en hy het gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir jou gebreek is. So het hy ook die beker geneem en hy het dit geskink en hy het gesê, neem en drink dit, dit is tot eer van my bloed. En doen dit so dikwels as moontlik, want daaruit is julle gered. Voorsangers, ek tog julle is al hier, nou dat ek julle sien. Het ek julle so ver weggevoer in die preek vanmôre, dat julle sit in gedagtes hierso. Prys die Here, is net die Here wat dit kan doen. Amen. Gebruik dit tot my gedagtes. En ek wil hê dat wanneer die liggaam van Jesus by die tafel sit, moenie net ontvang en dadelik drink of in jou mond sit en dadelik nie. Wag, praat met die koning. Praat met hom. Deel hom jou seer. Deel hom, word innerlik versterk. Ek glo die Here gaan vanmôre net deur sy liggaam, nog voordat ek vir jou gaan bid, alreeds vir jou wonderwerk doen, van hierdie tafel af, want hy is die koning. Amen. Kom ons gaan die tafel van die Here bedien. Halleluja.
saam en sing dit. Halleluja. Hallelujah. Crisis in jou is, jy het gebed nodig, staan nie voor. As jy vanmorgen antwoord op gebed nodig het, staan nie voor. Die Here sê, ek doen wonderwerke vanmorgen, ek doen vir jou grootheid vanmorgen, halleluja. Kom surrender vanmorgen, kom gee dit oor vir die Here, halleluja. Prys die Here, spreek die woord aan, in die naam van die Here. Ek bid Here dat die woord nou sal lewe. En ek spreek hierdie wervels in hierdie rug, en kom onder by sy stuitjie af, in die naam van die Here, elke senuwee, elke wervel verlos, in die naam van die Here, in die naam van die Here, doen het nou Here, doen het nou, dankie Jesus, kom sit gou daar by jou, Savior, sit gou daar by jou, halleluja, kom ons kyk, halleluja, links aan in die naam van die Here en ek bring nou hierdie voete Here in lyn met die woord nou Here met die woord ek bring het in lyn Here ek bring het wervels van oop in Jesus naam senuwees verlos in die naam van die Here doen het Here raak hy rug nou aan in die naam van Jesus in die naam van die Here in die naam van Jesus Asakatadabanda Itarabasakatadabayata Yatarebende Itarabasababandu Hy beweeg in die naam van die Here in die naam van Jesus in die naam van die Here Daar sy hy beweeg in die naam van die Here Itatatabaseterebende Yatatabasakayata Glo, dankie Here, dankie Jesus, Kashakanda, Basa Here, dankie Here, Kitatatabasatarabayente, kom ons gee die Here, 'n lieflike lofoffer, halleluja, dankie Here vir versterking in hierdie liggaam nou, in Jesus naam, hier is die kenner van hierdie hart, hier is die kenner van hierdie lewe, in die naam van die Here, die Here gee sy psalm in sy hart, gee sy psalm, hierdie vroeg in Here, hierdie stoei in sy gees, dankie Here dat hier dit uplift vanmorgen, Jesus, put your feet higher than the mountains, higher, in the wonderful name of Jesus, lift your hands up and say, Lord, we glorify your name, in the name of Jesus, die Here sê, dat sy liefde is vir jou daar, sy liefde is altyd daar, dankie Here vir die geur van die liefde, dankie Here vir die geur van die woord, dankie Here vir die geur van die salwe, in die naam van die Here, dankie Here, dat hier die lichaam behoort aan U, Here, dankie dat hierdie gedagtes behoort aan U, dankie Here dat hierdie oë behoort aan U, dankie Here dat hierdie bloed behoort aan U, dankie Here dat hierdie bloeddruk behoort aan U, dankie Here dat hy behoort totaal en al aan U, want hy is 'n
'n kind van God. En Here, ek bestraf die storm in sy lewe, oor sy gesondheid en almal. Bestraf ek in die naam van die Here. En ek sê, Here, dat die krag van God deur ons sal beweeg. In die naam van die Here. In die naam van Jesus. In die naam van die Here, laai hierdie bene nou op. In die naam van Jesus sal ek gee die Here 'n liefde verlosser in hierdie plek. Halleluja! Prys die Here. En ek sal hy my nooit weer sal terugkeer nie. En dat uit elke wervel uit sal wegbly. In Jesus naam. In Jesus naam. Halleluja. Thank you, Jesus. Halleluja. Prys die Here. Prys die Here. Baie dankie. Die Here seën. Voordat ek opgehou praat het, as ek weer terug op Radio 4 Dinamika, kan almal my hoor op 90